Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons is vandag by Genesis hoofstuk 44 en ek vertrou dat jy nog sterk saam met ons besig is om te reis deur die Bybel, om elke dag in hierdie hoofstukke in te kyk, self die hoofstuk dalk te gaan lees, maar dan ook by hierdie verse stil te staan wat vir ons uitspring en toe te laat dat die Heilige Gees iets in jou wakker maak en werk wat jou meer soos Jesus gaan maak. Die tema vandag is plaasvervanging en ek lees vir jou Genesis 44 vers 33 wat sê: Asseblief meneer, laat my hier agterbly as u slaaf in die plek van die seun en laat hy saam met sy broers teruggaan. Hoe sou ek sonder die seun na my pa toe kon teruggaan? Ek kan dit nie verduur om daaraan te dink dat ek hom soveel smart sal aandoen nie. Hier kom Juda, een van Jakob se seuns, en hy kom na vore en hy demonstreer die krag van plaasvervanging. Hy sê hierso dat hy eerder 'n gevangene sal wees, maar dat Josef asseblief vir Benjamin moet laat gaan. En ons sien hierso hierdie konsep van plaasvervanging. Net soos wat ons al voorheen gesien het, byvoorbeeld waar daar 'n lammetjie was wat as plaasvervanging gegee is in Isak se plek toe Abraham vir Isak wou offer. En ons weet dit het voorheen gewys na dit wat Jesus sou doen, dat Jesus as die lam gegee word in ons plek, dat ons nie hoef te sterf nie, en God wou daar vir Abraham hierdie les leer. Maar hierso sien ons dat Juda in die plek van Benjamin die straf dra vir die oortreding wat begaan is. As voorvader van Jesus se menslike bloedlyn is Juda hier 'n voorskaduwing van wat Jesus sou kom doen, weer eens, maar natuurlik op 'n baie groter vlak. Dit is toe nou nie so glad nie so vreemde konsep dat iemand in die plek van iemand anders 'n straf dra nie, dat iemand die plek van iemand anders aanneem nie. Jesus sou dit later vir die hele mensdom doen. Juda kon dit vir Benjamin doen, broer tot broer, maar Jesus kon dit vir die ganse mensdom doen, want sy waarde as skepper en God was soveel groter. Broer vir baie broers. Besef vandag weer wat Jesus vir jou gedoen het, deur jou plek in te neem en deur in jou plek te kom sterf en die straf in jou plek te kom dra, sodat hy 'n verbond met jou kon sluit en sodat hy jou sondes kon vergewe, sodat jy vandag in verhouding met hom kan staan en kan leef. Hy het jou plek ingeneem, sodat jy vandag saam met hom in sy plek kan sit, in die regterhand van die Vader, plek van guns. Kom ons wees dankbaar daarvoor en kom ons leef in daardie verhouding vandag. Kom ons bid saam. Dankie Jesus dat U my plek kom inneem het, sodat ek vandag saam met U in hemelse plekke kan sit, versoen met God die Vader, skoon gewas, in 'n nuwe verbond met U, sonder skaamte, sonder skuld. Dankie daarvoor. Amen. Deel hierdie vandag met iemand en nooi mense om te subscribe op hierdie kanaal en saam met ons deur hierdie te reis. Die Here seën jou.